So 3 voorbeelde waardeur ons moet werk vandag, wanneer ons kyk na die faktorisering, spesifiek wanneer ons wil groepeer, when we need to group them together. So dit is gebaseer op die werk wat ons gister gedoen het, where we had an entire bracket as a common fraction, factor, not fraction, except now we have to create those brackets from scratch. So ons gaan gewoonlik kyk na 4 terme of meer. As jy 4 of meer terme sien in 'n vraag wat begin met faktoriseer, so dis jou opdrag, is faktoriseer en jy sien 4 of meer terme, gewoonlik gaan jy groepeer. Okay, so that's your point of departure is we are going to try and group them together. Now I'm being nice, not nice. Ek het hierdie gekopie van die vorige les. Maar ek het nou klaar vir jou groepies gaan maak. So kan julle sien ons het 4 terme, byvoorbeeld 1, we have 4 terms. 1, 2, 3, 4, they are separated by pluses or minuses, in this case pluses. En nou het ek gaan highlight, great, ons het 'n pink groepie en ons het 'n groen groepie. Can we find a common factor in both of those groups? Pink groepie, wat is die gemeene faktor by pink? X. Baie mooi Lande. Nou as ons 'n X uithaal, wat bly oor in ons hakkie? A plus B. Okay, that looks good. We have successfully factorized the pink groupie, group. What about the green groupie? Y is a common factor. Cassidy, and what remains within the bracket? A plus B. So whatever remains from the first term after we take away the common factor or divide by the common factor, and whatever remains from the second term. A plus B, A plus B. Ek weet wat jy bedoel, 100%. So wat ons nou sê is, we capitalize on our knowledge of yesterday. Whatever we learned yesterday and in today's homework that we marked. Van hier af weet ons presies wat om te doen, want dit was gister se werk. We have a bracket, and the bracket is a common fraction factor. We put it in the front. Wat is dit met my fraction vandag? Dit is definitief die koffie. Okay, so A plus B, for those of you who did not listen to a single word that we just said, A plus B is your common factor, not fraction, factor. Wat bly oor van ons eerste term? Baie mooi. Wat bly oor van ons tweede term? Ag, julle maar julle is oulik. En kyk nou net, ons is klaar. Ja. Nee, dit maak glad nie saak watter hakkie word eers geskryf nie. Personal preference, jy besluit. Whatever, A kom voor X in die alfabet, ja. Ek sal nie meer as 2 punte hier vergeen nie. Nee, I lie, 3 of 4 punte, ekskuus. Is our class your favorite? No. How come everyone asks me that? How could you say that? I love everyone and all your unique personalities per person. Jokes. Okay. Listen. Volgende voorbeeld. Julle het nou so spectacular gedoen in die eerste voorbeeld. Kom ons kyk na voorbeeld 2. What is the common factor for the purple-ish groepie? Okay, so by the way, as ek dit vir jou gaan vra stel, gaan ek dit vir jou highlight nie, okay? Jy moet nou myself gaan highlight. Jamin, it's your turn. 3x, very good, because both terms contain at least a 3 and at least an x. But Jamin, what remains in the bracket? Okay, for the life of me kon die vorige klas dit nie uitfigure nie. But somehow the end of day lesson works really well. So A minus 2B. Now, does anyone have an issue calculating that? Is daar iemand wat hier vashak? Want dit was vir die vorige klasse like Ja, die vorige 2 graad 9 klasse kon dit. Nee, dit was hulle is baie slim. Okay. Reg, net gou vinnig vir julle ietsie wys. Hoe het ons daarby uitgekom? Ek wil hê wanneer jy jou gemeene faktor gaan uithaal in jou kop,
deel jy met die gemeene faktor. So, in other words, to figure out what goes in the bracket, first, we divide the first term by the common factor, which is 3x. Wonderlik. En is dit dan nou nie ook waar vir hierdie term nie? If you divide the second term by the common factor, x en x, 6 gedeel deur 3 gee vir jou 2, b bly oor, hallo, ja? Juffrou, mag 'n mens die 3ax en s? Jy mag. Jy mag dit natuurlik doen. So, is jou vraag, kan ons hier goed begin rondskuif en 'n ander groepie kies? Absolutely. Bedoel jy soos reshuffle? Ja, jy mag dit doen. Okay, daar was nou in elke klas een persoon wat dit vir my gevra het. Die 2 Wallace boeties het dit vir my gevra en jy het dit vir my gevra. Well done, ek is baie trots. So, gaan nou daarna kyk. Hold your horses, ek sal nou uitdeel. Ons gaan gou vinnig na die volgende groepie toe. Okay, Jamin, you had a chance there. Who's up next? Cassidy, jy's weer aan die woord. 6y is our common factor. Cassidy, what remains within the bracket once we take out the common factor? Baie mooi. En van hier af is dit same old. Evan. Dis basies 2 som in 1 net. Ja, So kan jy met enige twee groepies maak. Nee. jy kan enige 2 groepies maak. Gewoonlik, en ek so bly jy noem dit, want vir die ander klas het ek gesê, gewoonlik groepeer ons die eerste 2 en die volgende 2. But sometimes it doesn't work so lekker. And then you need to reshuffle the terms to find a common factor within 2 terms. Hallo? Wat is nou soos 3 stukkies is wat gewoon is. Soos 6 Dan kom ons by die faktorisering van 3 terme. Still getting there. Wag net gou. Ja. Ja. Okay. Van hier af, selfde storie as gister, gewoon die hele hakkie is 'n gemeene faktor. We take out the entire bracket as a common factor. A minus 2b is die gemeene faktor. Wat bly oor van my eerste term? Okay, nou ons is ongelukkig nie heeltemal klaar gefaktoriseer nie. Sy verjaar vandag, by the way. Ek rekord die les. Okay. Is ek klaar gefaktoriseer? Wat moet ek nou doen? 'n Faktorisering sandwich maak? Nee, Ruben? Wat gaan ek hier doen? Evan? Die 3 uithaal en vooraan sit. Okay. So Evan sê vir ons, en ek herinner julle, jy hoef nie hierdie addisionele stappie te wys nie. Oepsie. But 3 is common in the second bracket. 3 is 'n gemeenskaplike faktor in die tweede hakkie. Jy kan dit eers so doen en dan dit vorentoe skuif. Entirely up to you. Of jy kan dit van die begin af net aan die voorkant sit. Ai. Jy gaan dit altyd doen. Jou laaste punt gaan altyd wees om te verstaan dat daar 'n 3 is wat 'n gemeenskaplike faktor is van die hakkies. Nou moet ek net gou hierdie delete want jy het nog nie dit gedoen nie. Wiskunde maak my dag. Kan jy wat? Jy gaan as ons klaar is, kan jy die stickertjies vir wiskunde maak my dag. Okidokie. Ek wil net gou hierdie delete. Because ek weet nie of ons by die tweede metode gaan uitkom vandag nie. Die huiswerk. Nee man, shush. Right, voorbeeld 3. Repetition, hier gaan ons. But the issue that I have with voorbeeld 3, example 3, is this minus. So we have 2 methods that we can utilize to factorize this specific example. Ons het 2 metodes wat ons moontlik kan gebruik om voorbeeld 3 te faktoriseer. Ek gaan die maklikste metode volgens my eerste gebruik of volgens wat ek dink 'n probleem kan veroorsaak by leerders wat ek wil uitskakel. I'm working preventatively here. Maybe it doesn't suit you and you prefer the next method. That's fine. Nonetheless,
When confronted with a question like this, where we have to group, en ek weet ons moet groepeer want ons het 4 terme. Okay? Is dit tot jou voordeel? Okay, so by hierdie metode, ek probeer net seker maak, ja, preventatively, vir my blou terme, het ek eers 'n negatiewe term en dan 'n positiewe term. I first see a minus and then I see a plus. If that happens, I recommend that you take the terms and you swap them around. Sodat jy eerste jou positiewe term neerskryf. It's just a recommendation. Ons los gaan die pink waar dit is. Ek gaan nou eers die 3b positiewe 3i neerskryf en dan die negatiewe bx. Okay. Kan julle sien ek skryf eers die positief en dan die negatief? Did you know that you are allowed to do that? Nee, die teken gaan saam. Die positiewe 3 gaan saam met die 3bi en die negatief gaan saam met die bx. The sign in front of it goes with it. You are allowed to do that. Ek het dit vir my graad 7's geleer en vir my graad 8's. Ek gaan nou vir jou verduidelik. Kom ons faktoriseer net gou eers die pink. Almal sê ja juffrou, toe ek my pink 2 terme gefaktoriseer het, toe kry ek presies dieselfde, né? Ek het geweet. Okay. As dit nou kom by die blou terme, wat is my gemeene faktor? B. Wat bly oor? Minus x. Okay. As ek verder wil faktoriseer, dan moet ek nou sign change rule, keep change flip. Die teken moet nou, onthou daai twee moet ek nou omruil, want anders het ek nie 'n gemeene faktor, ek het nie 'n hakkie wat 'n gemeene faktor is nie. There's another method, yes? Very good question. Test your factorization. So vat nou hierdie, wat jy het, the positive b 3y minus x, do the inverse, in other words, distribute, maal dit uit, en kyk of jy weer daar uitkom. So you test your answer, so this gives you positive 3by, negative bx, was dit wat ek mee begin het? Ja, so ek het reg gefaktoriseer. Good question. Okay, sign change rule, ja. Ons gaan nou by metode 2 gaan ek jou wys of jy kan dit reshuffle, gee dit gou kans. Okay, listen. En as jy dan faktoriseer, kry jy die volgende. Why? Because we have an entire bracket that is a common factor. So not only did we have to apply the sign change rule, but we also had to take different signs into account, shuffle them around. So hierdie is nou metode 1. Hoe lyk metode 2? Metode 2 is bietjie moeiliker. Metode 2 begin jy presies met dieselfde voorbeeld. Dieselfde uitdrukking. We start with exactly the same expression. Hierdie was metode 1. By metode 2 sê ons, ek het nie tyd vir shuffle, rond shuffle, die mekaar maak nie. I'm going to keep it exactly the way it is.
Ek gaan weer werk met pink en blou. Pink en blou, daar is hulle. En ek gaan direk faktoriseer. But now, the second bracket and all the signs. Want vir die pink terme, vir die eerste twee, haal ons net 'n gemeenskaplike. Onthou jy het gesê dis twee verskillende somme. Onthou jy het dit vir my gesê. En nou hier moet ons ook 'n gemeene faktor uithaal en minus B se gemeene faktor. Maar wat bly oor binne in my hakkie? Say again. Please explain to us why it should be a negative 3y. In other words, if you were to test your answer, onthou jy het gepraat oor toets jou antwoord. Ek moet gou hierdie ouetjie rondskuif want hy moet nie daar wees nie. Okay? If you had to test your answer to know did I factorize correctly? En ons kyk net na die blou gedeelte. En jy gaan maal dit nou weer uit. Dan kry jy minus bx plus 3by. En dit was wat jy oorspronklik gehad het. In jou kop moet jy dit self toets terwyl jy dit faktoriseer. And furthermore, ek gaan dit bietjie verfyn en vir julle sê, the moment you factorize and you have a minus in front of the bracket, die oomblik as jy minus voor jou hakkie het wat jy uitfaktoriseer, moet jy baie versigtig wees, want al jou tekens in jou hakkie gaan verander. All the signs in your bracket will change. Kom ek verduidelik dit vir jou anders. Onthou ek het gesê, wat ook al oorbly van jou eerste term, word eerste geskryf in jou hakkie. Nou my eerste term was negatief, maar kyk, hier is my eerste term positief. Die teken is verander, want ek het 'n minus uitgehaal. My tweede term was positief, nou is my tweede term negatief, want ek het 'n minus uitgehaal. En julle verstaan hoekom dit nie my preferred method is nie. Julle het huiswerk.